Hemelse Vader, ons kom weer met eerbied voor die troon van genade. En ons sê vir die dankie vir 'n geleentheid soos hierdie waar ons weer die woord kan oopmaak en saam 'n studie kan doen. Kom weer, Here, asseblief en laat die Bybel alleen spreek. Verlig ons harte, verlig ons verstand dat ons sal verstaan wat U in U profeseë vir die kinders hier op aarde wou sê aan hierdie einde van die dae. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie hartlik welkom, liewe vriende, by ons tweede aanbieding in hierdie reeks. Gee my die Bybel, net die Bybel. En vandag se onderwerp klink snaaks, maar jy gaan net nou sien dat hy tog sin maak. Die klein horingkie en die dier uit die see. Nou, toe ons verlede keer saam 'n studie gedoen het, het ons 'n paar sleutels met mekaar bespreek, hoe om die boek Openbaring mee oop te sluit. En ons het vir mekaar gesê, die heel eerste ding wat ons moet onthou is dat die boek Openbaring is eintlik nie die boek van Johannes nie, dit is nie Openbaring van Johannes nie, dis ook nie die Openbaring van die dier of die antichrist nie, of die vrou in wit of in skarlake nie. Al daardie dinge lê binne in die boek, die dier uit die see. Die boek Openbaring is die openbaring van Jesus Christus. En ons moet dit te alle tye in gedagte hou. Die boek Openbaring gaan oor die lam en nie oor die diere nie. Die tweede sleutel, die boek Openbaring haal die Ou Testament 276 keer aan in 404 verse. Nou, dit beteken dat 2/3 van die boek kom uit die Ou Testament, dit beteken ons kan nie met 'n halwe Bybel werk nie. En dan die derde sleutel, wat vir my eintlik die belangrikste sleutel is, en dit is laat die Bybel homself verklaar. Ons is nie hier om private interpretasie aan die Bybel te heg nie, die Bybel moet homself verklaar. En vandag, by hierdie bepaalde lesing gaan u in die besonder sien, hoe wonderlik en fantasties hierdie beginsel, hierdie sleutel in die Bybel werk. En dit wil ons graag dwars deur ons reeks, wil ons dit behou, dat die Bybel en net die Bybel praat. As dit nie in die Bybel staan nie, dan moet dit hardop gesê word. As dit nie in die Bybel staan nie, dan wil 'n mens eintlik nie eers daarna luister nie. Nou, ons het ook vir mekaar gesê, die boek Daniël, die boek Openbaring, pas soos 'n hand in 'n handskoen in mekaar. Jy kan nie een nie sonder die ander een verstaan nie. Nou, ek wil begin met 'n vraag. Dink jy dis nodig dat 'n mens Bybelprofeseë sal ken en verstaan ten einde gered te word? Nou, die antwoord is natuurlik nee. Jy word nie gered deur die feit dat jy die profeseë ken en verstaan nie. Jy word gered net deur die bloed van Jesus Christus. Nou, hoekom bemoei ons onsself dan nou met die profeseë in die Bybel? En weet jy, daar is 'n baie goeie rede voor. Petrus sê vir ons hoekom ons dit doen. En hy sê hier in 2 Petrus 1 vers 19 die volgende. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, sê hy. Hoekom? Soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Daar is die rede. En elke keer as ek dit lees, dan kry ek eintlik so hoendervleis, omdat ek die voorreg het om hier voor te staan en dit letterlik te sien gebeur gedurende hierdie reeks. Daar sien ek die lig gaan nou net op in daardie man se hart. Jy sien dit op sy gesig. Daar gaan die môrester nou net op in daai vrou se hart. Jy sien dit. Die gesig verlig. Daar's 'n glimlag. Daar's 'n traan. Soos 'n 80-jarige oue man nou die dag in die middel van my lesing uit die gehoor uit, hoor ek hom net sê, daar sien ek dit nou, en hy wys so met sy vinger na die bord toe. Daar sien, wat sien hy nou?
Wat sien hy? Hy sien iets wat hy nog nooit in sy lewe raak gesien het nie. In 80 jaar het hy dit nog nooit raak gesien nie. Nou sien hy dit. Mag die Here gee dat u ook sal sien wat u nog nooit gesien het nie. Mag die môrester in menige hart opgaan terwyl ons hierdie reeks saam studeer. Nou sal iemand sê, ja maar dit hang toch seker af nie van hoe 'n mens dit sien, is dit nie? Daar moet mos verskillende interpretasies van die Bybel wees. Verskillende interpretasies van die boek Openbaring. Weet jy wat, dis nie Bybels nie. 2 Petrus 1 vers 20 sê, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Ek kan nie hier kom staan en sê, maar ek dink so, ek wil dit graag so vir jou verklaar, ek het 'n droom gehad, die Here het aan my verskyn en vir my gesê, dis wat dit beteken nie. Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So die profesie is nie vir eie interpretasie nie, en dit geld die hele skrif. Die hele skrif, sê hy. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou verlede keer het ons by Daniël 2 begin. Ons het daar die beeld wat die toekoms voorspel, as jy kan onthou, in Daniël 2, Nebukadneser het die droom gehad, hy het nie geweet wat dit beteken nie, hy vra sy waarsêers en sy geleerde manne, sê vir my, wat het ek gedroom, wat beteken dit, hulle kan dit nie doen nie. Uiteindelik kom Daniël, en hy verduidelik aan Nebukadneser die beeld, nadat hy eers dit by die Here ontvang het, en uiteindelik speel daai beeld se inhoud, en die betekenis daarvan speel af, en ons het daarmee, laas keer het ons geëindig, waar Babylon die kop van goud was, en voorgestel het, Medo-Perse die bors van silwer, Griekeland, die lendene van koper, en die Romeinse ryk, die bene van yster, en dan hoe die tone van daardie, eintlik die voete van daardie beeld, verdeelde, die yster en die klei meng nie, verdeelde koninkryk, verdeelde Europa geword het, en dat ons eintlik nou daar in die tone van hierdie beeld op die oomblik in die tyd beweeg. Nou, dit was in Daniël 2, in die tweede jaar van Nebukadneser se bewind. Vandag kyk ons nou na Daniël 7, dis nou 40 jaar later, dis nou in die eerste jaar van Beltsassar, die kleinseun van Nebukadneser. En die Here gee aan Daniël weer 'n visioen. Om eintlik net daai droom wat hy 40 jaar terug gehad het te bevestig. Hy gee daai selfe inligting vir hom net in 'n ander vorm. Maar tog voeg hy iets baie belangriks by, wat ons vandag na gaan kyk, wat nie in die vorige in was nie. Kom ons lees hierdie gedeelte. Daniël 7 vers 1. Die klompie verse daar. In die eerste jaar van Beltsassar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. Wat beteken dit? En 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Hy sê die eerste was soos 'n leeu. En hy het vlerke van 'n arend gehad, en ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daaraan, aan hierdie eerste dier, is 'n mens se hart gegee. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig. Dan oor hy is half skeef, hierdie twee bene van hom is korter as hierdie 2 bene. Hy staan so skeef, en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande, en
So het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Vers 6. Daarna het ek gesien, en daar was 'n ander een soos 'n luiperd. En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad, ook het die dier 4 koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik, skrikwekkend, baie sterk. Dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel, en die oorskot met sy pote vertrap, en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. En dan die laaste vers van hierdie visioen, en terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. So hierdie klein horingkie het hierdie 3 vorige horings ontwortel. En kyk, in hierdie horingkie was oë soos mensoë en 'n mond wat groot dinge spreek. Nou, wat beteken dit alles? Die Here gee vir ons alles in 8 verse. En hy doen dit in simboliese taal. Maar dit beteken glad nie dat ons dit nie moet verstaan nie. Die wonderlike is dat die Bybel vir ons 'n antwoord gee op elke een van hierdie simbole wat hier vir ons gegee word. Kom ons begin. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. Daniël sien die wind wat waai oor die see. Wat beteken dit? Nou, ek kan nou hier staan en vir u sê, en weet jy wat, ek het eenmaal na 'n aanbieding geluister van 'n persoon wat juis hierdie teks hier gehad het, en hy het hom verklaar, en eintlik het hy daar van die podium af gesê, dat die Here het 2 weke terug aan hom geopenbaar wat dit beteken. En hy het begin vertel van die 4 winde op die see, en hierdie skip op die see, en hoe die skip dan uiteindelik daar in 'n storm kom. En weet jy wat? Daardie spreker verloor homself binne in daai storm. Want hy het private, persoonlike interpretasie aan die skrif geheg. Die hartseer is, dat byna 500 mense sit, en skryf af, so vinnig as wat hy praat. Wat beteken winde? Wat beteken die see? Wat beteken baie waters, soos die see is? Kom ons lees. Openbaring 17 vers 15. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, is volke en menigtes en nasies en tale. So wanneer die Bybel van baie waters van die see praat in profesie, dan bedoel hy niks anders nie as volke, menigtes, nasies en tale. Wat beteken wind? Ons kry die antwoord in Jeremia 49:36. En ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring. En sal hulle na al hierdie wêreldstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. Ek sal Elam verskrik voor sy vyande en voor die wat hulle lewe soek. Ek sal onheil oor hulle bring. Die gloed van my toorn, spreek die Here. Ek sal die swaard agter hulle aanstuur totdat ek hulle vernietig het. Winde. Wat beteken wind? Baie duidelik. Oorlog, struweling. Dis wat dit beteken. So wat sien Daniël? Daniël sien die wind waai oor die see. Wat sien hy? My broer en suster, hy kan niks anders te sien nie. U weet dit ook nou. Hy sien oorlog tussen nasies. Dis al wat hy kan sien. Daar's geen ander verklaring daarvoor nie. Hy sien nie die oorlog tussen die nasies, en terwyl hy dit sien, 4 groot diere kom uit daardie see uit op. 4 groot diere kom uit hierdie oorloë tussen nasies op. Die een verskillend van die ander. Wat is 'n dier? Ons gaan nie raai nie. Daniël 7:17. Hierdie groot diere, wat 4 is,
4 konings sal uit die aarde opstaan. Met ander woorde, hier gaan 4 koninkryke op sien, so wat sien hy? Hy sien die wind waai oor die see, en 4 diere staan op, wat sien hy? Hy sien oorlog tussen nasies, en hier kom 4 koninkryke tevoorskyn uit daardie oorlog uit. Is die Bybel nie wonderlik nie? En nou, praat hy van die eerste een. Hy sê die eerste was soos 'n leeu. En hy het vlerke van 'n arend gehad, en ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is. En dit het van die grond af opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daaraan is 'n mens se hart gegee. Hierdie dier verteenwoordig 'n bepaalde koninkryk. Watter een? Nou moet die Bybel ons weer help. Terug na die Bybel toe. Jeremia 4 vers 7. 'n leeu het opgekom uit sy bos. Waarvan praat Jeremia hier? Gaan lees daai hele gedeelte. Hy's besig om te profeteer en vir die volk te sê, luister, Babylon, die leeu, Babylon is op pad. Dan kyk jy vandag na die ruïnes van Babylon, dan sien jy, hulle het hom probeer herbou, jy sien die leeu's, uitbeeldings van leeu's daar in Babylon, teen die mure. So Babylon was hier die eerste dier. Die leeu met die vlerke. 609 tot 539 voor Christus. En hierdie koninkryk het 70 jaar bestaan, en Nebukadneser was vir 40 jaar lank, was hy die koning van Babylon, wat oor die aarde regeer het. Nou, ons weet dat die Bybel sê vir ons Nebukadneser het tot bekering gekom, aan die einde. Onthou jy? En dis miskien waarom daar gesê word dat aan hierdie dier 'n mens se hart gegee is. Moontlik oor sy bekering. En dan gaan die visioen nou voort. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer. En hy is aan die een kant opgerig, en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. So hierdie beer staan so half skeef, 2 korter bene as die ander 2, en wat sê die geskiedenis? 2 koninkryke het by mekaar gekom, die Meders en die Perse. Die Meders was die sterkere gedeelte, die 2 het saamgekom, hulle het 'n koalisie gevorm, hulle het die Medo-Persiese ryk geword, maar die Perse het eintlik oorheers, en daarom as daar gepraat word in die geskiedenis, dan word eintlik verwys na die Perse, maar is verwys eintlik na die Medo-Persiese ryk. Nou onder leiding van Kores het hulle Babylon verower. Nou hierdie beer staan met 3 ribbes in sy bek, staan daar. Daardie 3 ribbes verwys waarskynlik na die 3 lande wat die Persiese ryk ingesluk het en verower het. Daardie lande is Lydië, Babylon en Egipte. Nou, die Medo-Perse het in die jaar 538 Babylon verower. Maar die Babyloniërs het gedink hulle is onoorwinnelik. Hulle het eintlik gespot met die Perse. Hulle daar op die magtige mure van Babylon het hulle gehardloop, en hulle het vir hulle kos afgegooi, vir hulle gelag en hulle gespot. Maar die Bybel het honderde jare van tevore alreeds presies voorspel hoe Babylon ingeneem gaan word, en selfs die naam van die veroweraar van Babylon genoem. Kom ons lees. Jesaja 44 vers 27. Wat vir die diepte sê, verdroog, en jou riviere sal ek laat verdroog. Wat aan Kores sê, hy is my herder. Jou riviere sal ek laat verdroog. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, hy noem die naam, wie sy regterhand ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van die konings losgord, om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie. Wat sê die geskiedenis? Kores en sy manskappe, daar by Babylon gekom, die Eufrat rivier het voor hulle gelê, wat deur Babylon geloop het, hulle kon nie deur die rivier kom nie, hulle het nie geweet nie, wat het hulle gedoen? Die rivier het binne in hom eintlik sulke ysterhekke gehad, waar niemand kon deurkom nie, al sou jy ook ondeur wou swem. Kores en sy manskappe het daar
gekamp, en aan die noorde kant van Babylon het hulle hierdie rivier gaan herlei. En uiteindelik het hulle dit reg gekry om deur die rivier te kon loop. En hulle verneem dat Belshazzar en sy onderdane op 'n gegeewe aand 'n nasionale fees sal hou, en hulle besluit om daardie aand aan te val. Hulle beweeg deur daardie rivier en hulle kom by die hekke, by die poorte van Babylon. En raai wat? Die poorte staan oop. Die hekke van Babylon is nie gesluit nie, dit staan oop. Hulle loop eenvoudig in. Wat het die Bybel gesê? Wat het die visioen gesê? Ek sal riviere vir jou laat opdroog. Ek sal poorte vir jou laat oopstaan. Belshazzar en sy onderdane is besig met 'n partytjie. Hy sien daar 'n geskrif teen die muur. Syfers teen die muur. Mene, tekel Ufars, en hy weet nie wat dit beteken nie. Hulle roep vir Daniël. Daniël is al amper 100 jaar oud. Hy kom en hy sê vir hulle, hier is die uitleg van die woord. Mene, God het u koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Dit sê nou vir Belshazzar. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en die Perse gegee. Wonderlik is dit nie. Is dit nie? Die Bybel. So hierdie tweede ryk, hierdie tweede dier was Medo-Perse. 539 tot 331 voor Christus. En dan gaan Daniël aan in sy visioen en hy sê, daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd. En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. En ook het die dier 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Nou, die geskiedenis sê vir ons dat onder leiding van Alexander die Grote het Griekeland in die jaar 331 die Medo-Perse omvergewerp. Alexander het net 40.000 manskappe gehad, die Medo-Perse was 1 miljoen. En hy het hulle verower. En Alexander het voortgegaan om een na die ander nasie te verower. Dis waarskynlik hoekom hierdie luiperd 4 vlerke het. Vlerke stel spoed voor, die spoed waarmee Alexander al die lande verower het op 33-jarige ouderdom het hy gehuil en het gesê, daar is niks meer wat hy kan verower nie. En hy is deur Macedonië, hy is deur Turkye, Media, Egipte, hy was deur Persië, hy het tot by Indië gegaan, tot by Indië se grens het hy gegaan, 7 jaar lank was hy aan die opmars, hy wou later sy manskappe nie meer saam met hom gaan nie, hy het brûe langs die pad afgebrand, sodat hulle nie kon omdraai nie. Hy het uiteindelik aan epileptisie gelei en aan die einde malaria opgedoen en in dronkenskap verval. En daar lê hy in dieselfde saal as wat daar teen die muur gestaan het, mene, tekel Ufars. En daar is hy ryk en sy generaals kom na hom toe en hulle sê, wie gaan hierdie koninkryk erf? En hy sê vir hulle, die een van julle wat die sterkste is. En hulle kan nie bepaal wie die sterkste nie, en uiteindelik word daardie koninkryk van Griekeland in 4 dele verdeel, elkeen van die generaals kry 'n gedeelte daarvan, en daarom het hierdie luiperd 4 koppe. 4 koppe. Is dit nie merkwaardig nie? Hier is Alexander se begrafenisstoet, soos dit uitgebeeld is. Ook hy is op die ou en dood. En toe sien Daniël die 4de dier. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier. Vreeslik, skrikwekkend, baie sterk, groot eystertande gehad. En dit het verslind en vermorsel in die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. Nou die volgende dier op die toneel was natuurlik heidense Rome. Nou Rome
het Griekeland in die jaar 168 verower. Hulle het alles voor hulle self weggevee, hulle het die paaie van die destydse antieke wêreld gebou, hulle het regeer toe Jesus gebore is, hulle het regeer toe Jesus gekruisig is, hulle was vir 6 eeue lank, was hulle die heersers oor die hele wêreld, langer as die enige ander koninkryk, van 168 tot 476 toe. Maar luister nou wat sê Daniel, wat sien hy? En die 10 konings uit daardie koninkryk, hierdie laaste een, sal 10 konings opstaan. En 'n ander een sal na hulle opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 van hierdie 10 neerwerp. Nou 10 horings is 10 koninkryke, sê die Bybel. Uit daardie 10 sal 'n ander een na hulle opstaan. Hy gaan verskillend wees van hulle en hy gaan 3 van hulle neerwerp. So hierdie koninkryk wat na hulle kom, moet jy daar in Europa gaan soek. Nou wat sê die geskiedenis het gebeur, hierdie koninkryke? Wel, een van die grootste verskywings in die geskiedenis het plaasgevind toe die nomadiese barbaarse stamme van die noorde afgekom het en hulle het, omdat Rome eintlik verdeeld was, het hulle ingekom in Rome in en uiteindelik het hulle die Romeine oorwin en hulle het Rome, die Romeinse ryk eintlik het hulle in 10 dele verdeel. En die geskiedenis sê vir ons dat die nomadiese stam, die Alemanni, het die Duitsers geword, die Burgondiërs, die Switsers, die Franke, die Franse, die Lombarde, die Italianers, die Anglo-Sakse, die Engelse, die Sevi, die Portugese, die Wesgote, die Spanjaarde geword, maar die Heruli, die Oosgote en die Vandale het uitgesterf en die Bybel sê vir ons, dis waar hulle gaan vestig het, daar is die kaart en dis hoe moderne Europa ontwikkel het, maar hierdie 3 is uitgeroei, is ontwortel en ons sal later sien presies hoe dit plaasgevind het. Nou kom ons lees die 8ste vers van Daniel wat hierdie visioen mee afsluit. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë en 'n mond wat groot dinge spreek. En Daniel sien hierdie klein horingkie tussen hulle opkom. En nou lees ons vers 24 daarby. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. 'n ander een sal na hulle opstaan. Hy gaan verskillend wees van die 3, van die ander 10. En hy gaan 3 van hierdie konings neerwerp. So hierdie klein horingkie word klaar hier geïdentifiseer in hierdie verse. Hy gaan tussen hulle opstaan, na hulle opstaan, hy gaan verskillend wees en hy gaan 3 van hulle neerwerp. En dan voltooi die 25ste vers ons die hele prentjie. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Hy sal die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Hy sal probeer om tye en wette verander. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tye en die helfte van 'n tyd. So, hier is die 7 eienskappe wat Daniel vir ons gee, wat hy in sy visioen gesien het van hierdie klein horingkie. Kom ons kyk, ons maak net weer seker, hy sal tussen hulle opstaan, hy sal na hulle opstaan, hy sal verskillend wees, hy sal 3 van hulle ontwortel, hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, hy sal die heiliges mishandel, en hulle sal in sy hand oorgegee word 'n tye en die helfte van 'n tyd. Nou is baie belangrik as ons by hierdie punt kom, dat hierdie koninkrykie wat hier geïdentifiseer word, al daardie eienskappe moet op hom van toepassing wees, voordat hy kan kwalifiseer as die klein horingkie. Nie 5 nie, nie 6 nie, al 7. So, nou sê Daniel 8:7 vers 8, hy kom tussen hulle op. En dan sê vers 24, hy kom na hulle op. Nou, iewers tussen hulle, met ander woorde, daar moet hy opkom. Iewers daar. Nou, ek weet nie of jy hierdie stukkie geskiedenis ken van Justinus, Belsarius, Silvanus en Virgilius nie. Dit is 'n stukkie Christelike geskiedenis wat jy kan dit gaan lees in History of the Christian Church.
bladsy 327 van die keizer Justinius. Die keizer, sy generaal Belsarius, en hoe sy generaal geveg het teen die Oosgote, buitekant die stad. En Silvanus was die biskop van Rome. Hy was die hoof van die kerk, en hy wou niks met hierdie oorlog te doen gehad het nie. Die geskiedenis sê hy was 'n godsman, en hy wou nie met die oorlog iets te doen gehad het nie. En Belsarius stuur 'n briefie vir hom, eintlik vir Justinus, en hy sê vir hom, laat Silvanus asseblief die hekke vir ons oopmaak, die Oosgote is besig om ons hier teen die mure vast te druk. Keizer vra vir Silvanus, die biskop, hy weier. Uiteindelik smeek die keizer sy vrou, wat 'n Christen was, en 'n vriend van Silvanus, die biskop, om asseblief met die biskop te gaan praat, en om te vra om die hekke oop te maak. Sy luister na haar man, die keizer, sy gaan na Silvanus toe, hy luister na haar, hy maak die hekke oop, en Belsarius en sy manskappe kom in, en hy maak die hek toe. Nou wat arme Silvanus, die biskop nie geweet het nie, was dat Justinus en Belsarius was eintlik lankal van plan om van hom ontslae te raak. En hierdie was hulle geleentheid. Hulle neem hom gevange, hulle deporteer hom, hy is 'n paar maande daarna oorlede in ballingskap, en hulle stel hulle eie man, Virgilius, aan. En dit was die jaar 538 na Christus. Hulle maak hom hoof van die kerk, in plek van Silvanus, maar hulle gee hom ook die keizerlike scepter, en daar verrys die pausdom. Die eerste amptelike paus, Virgilius, 538 na Christus. Nou, die klein horinkie, met ander woorde, daardie datum. So as ons nou teruggaan, gou, net opsom, Daniël 2, Babylon, kop van goud, Daniël 7, dieselfde, Babylon, die leeu, Medo-Perse, Daniël 2, Daniël 7, die beer, Griekeland, Daniël 2, die luiper, Daniël 7, die eysterbene, die Romeinse ryk, Daniël 2, Daniël 7, hierdie dier met die 10 horings, en dan die 10 konings, en dan van daardie tyd af tot by die wederkoms, die verdeelde Europa. So, dis hoe Daniël 2 en Daniël 7 om in die geskiedenis afgespeel het. Nou om hierdie prentjie van die klein horinkie, wat eintlik as jy mooi geluister het, eintlik die antichristelijke mag is, wat hier vir ons geopenbaar word in die Bybel, wat Daniël al gesien het. Om daardie prentjie volledig te maak, sal jy nou na Openbaring toe moet gaan. Anders dan gaan jy die prentjie nie volledig kry nie. Nou baie mense het al in die verlede bespiegel oor wie die antichrist gaan wees. Baie het in Hitlerse tyd gesê dit gaan hy wees. Nou daar in die 80er jare was daar selfs 'n rekenaar in België. Wel, die rekenaar het 2 kamers vol gestaan, daai eerste rekenaars. En die rekenaar se naam was die dier. En destyds het hulle gesê, die antichrist gaan kom en hy gaan hierdie rekenaar gebruik om sy mag oor die hele aarde te vestig. En so word daar bespiegel. Nou, die probleem is dat mense wil amper nie eens meer daarna luister nie, weet jy, want daar is al soveel verskillende menings oor wie die antichrist is, en baie mense het al besluit, ag nee, wat ek gaan my nie moeg maak hiermee nie. Niemand weet presies nie. Kom ons gaan aan met die lewe. Kom ons maak ons nie moeg met 'n boek soos Daniël of 'n boek soos die Openbaring nie. Nou, ek dink dis 'n baie gevaarlike posisie om in te neem, want die Bybel sê vir ons dat die hele wêreld uiteindelik agter hierdie dier gaan aanloop. So kom ons blaai na Openbaring 13 toe en ons lees wat
staan daar in Openbaring 13 oor die dier uit die see. Luister nou mooi. En ek het op die sand van die see gaan staan en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en sy koppe 'n naam van godslastering. Het ons al gehoor van hierdie 7 koppe en hierdie 10 horings? Ja, waar? In Daniël 7. So wat is Openbaring 13 besig om te doen? Wat gee die Here vir Johannes daar op Patmos? Watter visioen gee hom daar? Hy laat hom terugroep na Daniël 7 toe. Luister mooi. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd. En sy pote was soos die van 'n beer. En sy bek soos die van 'n leeu. Het ons dit al gehoor? Daniël 7. Maar hier staan iets interessants. Die draak het hom sy krag gegee en sy troon en sy groot mag. Nou net vir 'n oomblik daai gedagte by u. As die hele wêreld agter die dier gaan aangaan en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en sy groot mag, weet jy wat? Dan beteken dit eintlik dat hulle wat agter die dier aangaan eintlik besig is om agter die draak aan te gaan. En wie is die draak? Die Satan. Die Satan het hom sy krag gegee en sy troon en sy groot mag. En hy gaan aanbidding ontvang. Met ander woorde, dit moet een of ander godsdienstige mag wees. Of owerheid. Het kan nie een of ander individu wees wat iewers op die aarde opstaan nie. Nou kyk net vir 'n oomblik hoe boots die Satan God na. Want hy vervals alles wat die Here doen. Net soos wat die Vader sy gesag gee aan sy Seun Jesus Christus. So kom hierdie dier en hy gee sy gesag en sy mag aan die dier. Hier staan, en ek het een van sy koppe gesien net asof dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het agter die dier aangegaan. Hierdie dier kry 'n dodelike wond. Die Seun van God kry 'n dodelike wond. Hy hang aan die kruis. Die hele wêreld het agter die dier aangegaan. Maar nou sê die Bybel vir ons dat hierdie dier se wond op die ou end gaan genees. Jesus staan uit die dood uit op. Sy wond word ook genees. Ek hoop jy sien hierdie parallel tussen God en die Vader en die Seun, tussen die Satan en die dier, waar hy alles vervals. En soos wat ons aanbeweeg, gaan die agterkom dat die Satan vervals omtrent alles wat God gedoen het. Hy gee 'n vervalsing van die wederkoms, hy vervals die leer oor die dood, hy vervals die leer oor die hel en die vuur, die ewige vuur, hy vervals die leer oor verlossing, selfs oor wie die antichrist is, want die hele wêreld wag vir een of ander sataniese figuur wat iewers in die wêreld moet opstaan. Hy gaan gelowiges vervolg, hy gaan kerke afbrand. Nee vriende, weet jy wat, die antichrist gaan verskyn asof hy God is. In die plek van God, die woord anti beteken op meer plekke in die Bybel beteken dit in die plek van en nie noodwendig teen nie. En ons moet seker maak wie hierdie mag is. Die Bybel sê vir ons dat dis die mag waarvoor jy nie moet neerbuig nie, moenie sy merk ontvang nie. Want as jy dit doen, is jy bestem vir die poel van vuur. Nou as die Here dit sê in sy woord, moenie voor hierdie beeld buig nie, moenie hierdie dier se merk ontvang nie, anders gaan jy verlore. Gaan hy nou werklik omdraai en vir ons sê, luister my, ek gaan nie vir julle sê wie dit is nie. Julle sal nooit kan uitvind wie hierdie dier in wese is nie. Is dit die God wat ons aanbid? Nee, my broer en suster. Inteendeel, hy wil presies geweet het dat ons moet weet. Want hier word na hierdie antichristelijke mag verwys in Openbaring 13, Openbaring 14, Openbaring 15, Openbaring 16, Openbaring 17, Openbaring 18, Openbaring 19, Openbaring 20. Nou sekerlik vra dit van jou en van my as kinders van die Here om seker te maak wie en wat hierdie
anti-christelike mag is. Nou Daniël 7 het reeds vir ons 7 kenmerke gegee, van die klein horingkie of van hierdie mag. En nou kom Openbaring en hy sluit aan by Daniël 7 en hy maak die prentjie vir ons net meer volledig. Nou in Daniël 7 het hy afgesluit met hierdie woorde en kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë en 'n mond wat groot dinge spreek. Daniël 8. 'n mond wat groot dinge spreek. Daniël 7:25 sê en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit? Ons kan nou raai. Hier kom Openbaring en hy sê vir ons presies wat dit beteken. Openbaring 13 vers 5 en 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. Daar is die antwoord. Nou wat is godslasteringe? Is daar 'n definisie vir godslastering? Ek en jy kan nou hier sit tot vanaand 12 uur toe en probeer 'n definisie kry vir godslastering. Kom ons vra die Bybel. Is daar 'n definisie? Kom ons lees. Johannes 10 vers 30. Jesus sê ek en die Vader is een. Wat staan daar daarna? Die Jode toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê baie goeie werke het ek aan julle getoon van my Vader. Oor watter een van hierdie werke stenig julle my nou? Hoor hoe antwoord hulle hom. Die Jode antwoord hom en sê dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor godslastering. Hoekom? Omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Met ander woorde, die Bybelse definisie van godslastering is wanneer 'n mens, 'n gewone mens kom en sê maar ek is hier in die plek van God. Ek verteenwoordig God hier op aarde. Nog 'n definisie. Markus 2 vers 5 en toe Jesus hulle geloof sien, toe sê hy vir hierdie verlamde seun, hy sê seun, jou sondes is jou vergewe. Dan lees ons en sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer en wat gesê? Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? So as die Bybel sê, hier is die definisie, as jy kom en jy sê jy as 'n gewone mens kan 'n ander mens se sondes vergewe, dan is dit godslasterlik. So daar's die eerste wat ons kan as 'n kenmerk hier uithaal. Dan sê Daniël 7:25 hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste sal hy mishandel. En hy sê hy sal probeer om tye en wet te verander. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Nou wat beteken dit? Dit klink na Grieks, 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Nou ons kan weer begin raai daaroor, maar weet jy wat, hier is die Bybel. Kom ons vra, wat beteken 'n tyd, tye en die helfte? Dis nou Daniël 7 vers 25. Hier kom Openbaring 12, wat sê hy? Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Nou waar het ons dit gesien? By Daniël 7. Hierdie is Openbaring 12. Hy gebruik presies dieselfde terminologie. Maar hoeveel is 'n tyd, tye en 'n halwe tyd? Nou moet die Bybel ons self weer antwoord. En hy gee ons vir ons. Gaan terug na die 6de vers toe. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou. Hoe lank? 1260 dae lank. So hier gee die Bybel vir ons die antwoord van hoe lank 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd is. Dis 1260 dae lank. So, as jy die sommetjie maak, 'n tyd, 'n jaar, die jaar was, 'n profetiese jaar is 360 dae, tye is 2 jaar, 720 dae, halwe tyd sal 180 dae wees, tel jy dit bymekaar, is dit 1260 dae. Nou, ons het al reeds gekyk na die beginsel, die profetiese beginsel van 'n dag, jaar.
In Esegiel 4 vers 6, vir elke jaar lê ek jou een dag op. Met ander woorde, wanneer jy 'n profesie van 'n dag hoor, dan bedoel die profesie eintlik 'n jaar. Dit staan in Esegiel 4, staan ook in Numeri 14, volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar moet julle ongeregtighede verdra, 40 jaar lank. Ek het nou die dag gesê, hoe lank was Israel in die woestyn? Hulle was 40 jaar daar. Eintlik sê die Bybel 40 dae, dan oor 40 jaar. Die dagjaar beginsel. En dan moet ons dan die sommetjie maak. Dan oor 1260 dae is eintlik 1260 jaar. En dan voeg Openbaring nog iets by. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie in die boek van die lewe van die lam van die, wat geslag is geskrywe is nie. So kom ons begin nou opsom. Kom ons kyk na hierdie kenmerke en ons vra onsself af, wie en wat is hierdie mag? Nou die geskiedenis sê vir ons, daar is net een mag. Daar is net een owerheid. Daar is net een koninkryk. Daar is net een sisteem wat kwalifiseer aan al hierdie 11 vereistes wat die Bybel gee. En dit is die sisteem van Rooms-Katholicisme. Die pausdom. Ek wil weer sê, ons praat nie van Rooms-Katholieke nie. Daar is miljoene van God se opregte kinders binne in hierdie sisteem. Hulle is nie eers bewus dat hulle in die sisteem is nie. Maar die pausdom as 'n sisteem, as 'n regering, as 'n owerheid, as 'n kerk kwalifiseer. Die Vatikaan. Kom ons hom op. Hy kom op tussen die 10, sê Daniël 7 vers 8. Die pausdom het in Rome, die hoofstad van die destydse Wes-Europa, ontstaan. So dis korrek. Hy kom op na hulle, sê Daniël 7:24. Die klein horinkie, die pausdom, die Rooms-Katholieke sisteem, het na 476, meer spesifiek in 538, sy beslag gekry. Dis 'n klein horinkie, sê Daniël 7 vers 8. Nou, die hele koninkryk beslaan 108 hektaar. Dis so groot as wat die Vatikaan is. Daar is hy. Dis hoe hy lyk. En as jy in die stad Rome hom nou sou uitsny, daar waar die wit lyn is, dis so groot as wat die hele Vatikaan is. 'n klein horinkie. Hy sal 3 koninkryke ontwortel. Nou, in die geskiedenis is dit duidelik gedokumenteer dat die Heruli, die Vandale, die Oosgote ontwortel is. In die oorspronklike staan daar eintlik hulle is wortel en tak uitgeroei onder die opdrag van pauslike Rome. Die laaste wat vernietig is, was die Oosgote in 538 na Christus. Jy kan in enige biblioteek van enige land gaan kyk, jy sal nie 'n enkele nasaad van een van drie van daardie nomadiese stamme meer kry nie. Daar was 10, dat 7 oorgebly, 3 is ontwortel deur hierdie sisteem. So daardie is ook korrek. Hy het 'n man aan sy hoof, sê Daniël. Mensoë. Tot op vandag is die Vatikaan die enigste koninkryk wat nog altyd 'n sigbare man aan sy hoof gehad het, wie se woord wet is, wat regeer tot by sy dood. En daarom 'n paus wat hy moet regeer tot by sy dood omdat hy Christus is. En Christus verteenwoordig hier op aarde. So 'n paus wat bedank is 'n buitengewone iets. Daar moes iets buitengewoons gebeur het. En dis die paus wat te alle tye namens hierdie koninkryk praat. Hy sal verskillend wees van al die ander koninkryke, sê Daniël 7:24. Nou, al die vorige koninkryke was gewone koninkryke, hulle het op die normale manier ontstaan. Mense stem en dan regeer hulle. Die pauslike Rome was nog altyd totaal anders. Dis 'n kerk, dis 'n godsdienstige politieke mag wat regeer en gedikteer word deur 'n man, naamlik die paus. So hy was verskillend en hy is verskillend nog deur al die eeue.
Dis 'n staat, soos enige ander staat. In die lande van die wêreld het hulle diplomate daar, hulle ambassadeurs, selfs Suid-Afrika het sy ambassadeur by die Vatikaan. Hier spreek die paus aan die begin van die jaar al die diplomate van die verskillende lande toe binne in die Vatikaan. Hy sal groot woorde en godslasterlinge spreek. Ons het na die definisies van godslastering gekyk. Kom ons lees. Seek where you will. Dis hulle eie geskrifte. Seek where you will through heaven and earth, and you will find but one created being who can forgive the sinner, who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest, the Roman Catholic priest. Yes, beloved brethren, the priest not only declares that the sinner is forgiven, but he really forgives him. The priest raises his hand, he pronounces the word of absolution, and in an instant, quick as a flash of light, the chains of hell are burst asunder, and the sinner becomes a child of God. So great is the power of the priest that the judgments of heaven itself are subject to his decision. In die Catechismus, bladsy 279. The priest does really and truly forgive sins in virtue of the power given to him by Christ. Nog 'n verwysing, bladsy 284. The Roman Catholic Church proclaims the pardon of God can only be obtained by sinners through the prayers of the priest. Jy kan nie by God uitkom anders as deur die priester nie. Jy kan nie direk met God praat nie. Pope John Paul on Tuesday told Roman Catholics to seek forgiveness through the church and not directly from God. In a major document on the need of confession of sin, the pontiff laid down guidelines for the world's nearly 800, is nou al ver meer as 1 biljoen, Roman Catholics on the purpose of confessing sins to the priests. The requirement for confessing sin through the priests is one of the fundamental principles of Roman Catholicism. Luister na hierdie ene. Pope Francis issued an order for bishops to allow priests to absolve the sin of abortion during the Jubilee year. Hy het 'n jaar van genade aangekondig, wat begin het op die 8 Desember 2015, wat sou eindig 20 September van die volgende jaar, wat hy nou weer verleng het. All priests will have the ability to forgive the sin of abortion during the year of mercy only. Maar hy maak 'n jaar van genade, hy gee die datums en hy sê binne in hierdie jaar, maar net binne in daai tydperk, het priesters die reg om vrouens te vergewe vir aborsie. Pope Francis extends the power to priests to forgive the grave sin of abortion during the closing of the Jubilee year. So, daar word dit in die koerant gepubliseer. Priesters mag in die jubileumjaar vroue vir aborsie vergewe. Daar is die biegokkies. Wat sê Jesus? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is een God, een middelaar, tussen God en die mense. Net een. Die mens, Christus Jesus. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, hoor wat word daar gesê, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Thou art the shepherd, thou art the physician, thou art the director, thou art the husbandman. Finally, thou art another God on earth. En omdat dit nou
so is, daarom kan Moeder Teresa 'n heilige word. 100,000 watch as the Pope canonizes her. En nou word sy ook iemand deur wie jy tot God kan gaan. Jy kan nou tot Moeder Teresa bid om as 'n heilige vir jou in te tree by die Vader. Wat sê 2 Tessalonisense 2 vers 3, wat het Paulus gesê? Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of God voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nog 'n kenmerk, hy sal oorlog voer met die heiliges en hulle vervolg en mishandel. Sê Daniël 7 vers 25. Nou hierdie paus het dit erken, Paus Paulus, dat hulle deur die eeue het hulle die Christene vervolg en die Jesuitiese orde het as 'n weermag die Waldense in die berge ingejaag. En hierdie Paus Fransis het onlangs eintlik die Waldense om vergifnis gevra. Pope Francis asked forgiveness yesterday for the Roman Catholic Church's non-Christian and inhumane treatment in the past of the Waldensians, a tiny Protestant movement the Vatican tried to exterminate in the 15th century. So die Bybel was reg, die gesig wat Daniël gekry het was korrek. Hy sal probeer om tyd en wet te verander, sê Daniël. Nog uitspraak, the Pope is of so great authority and power that he can modify, he can change, he can interpret even divine laws. The Pope can modify divine laws, since his power is not of man but of God, and he acts as vicegerent of God upon earth with most ample power of binding and loosing his sheep. We hold upon this earth the place of God Almighty. An encyclical letter. Nou wat is 'n encyclical letter? Dis 'n baie belangrike dokument, wanneer die paus ex cathedra praat, dan staan hy daar en hy sê, en hy maak 'n uitspraak soos die volgende: Moeder Maria het opgevaar na die hemel toe, hier in die 17de, laat 17de eeu. En dan word dit dogma van die kerk, tot vandag toe. Moeder Maria het opgevaar na die hemel toe, soos Christus. En dan kry jy die encyclical letter, is 'n baie belangrike iets, is nou nie 'n ex cathedra uitspraak nie, maar basies net daaronder. So, hierdie is 'n baie belangrike uitspraak, wanneer jy hom in daardie brief uitstuur. Nou, in hulle eie katekismes, bladsy 49, erken die kerk dat hulle die wet van God verander het. Hulle ken dit. Daar is die katekismes, daar is die wet is verander. Wat het gebeur? Wel, as jy mooi gaan lees, thou shalt have no other gods before me, thou shalt not take the name of the Lord in vain. Is hierdie die tweede gebod, of is dit eintlik die derde gebod? Is hierdie, remember the Sabbath day to keep it holy, is dit die derde gebod, of is dit eintlik die vierde gebod? Waar is die tweede gebod? Wat sê die tweede gebod? Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde is, wat in die waters onder die aarde is nie, jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie, jy mag hulle nie dien nie, want ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Waar is daai gebod? Waar is daai gebod wat ons so opgesê het in die kerk? Hy's weg. Hoekom is hy weg? Want dit pas hulle nie. Hulle maak beelde en hulle buig voor die beelde en dan hulle bid die beelde. So, haal hom uit. Nou het jy 'n probleem, want jy moet 10 gebooie hê. Nou, dis maklik, vat die 10de gebod en deel hom in 2. Wat sê die 10de gebod? Jy mag nie jou naaste 'n vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste se goed begeer nie. So vat hom, deel hom in 2. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, thou shalt not covet thy neighbor's goods. Dan het ons weer 10 gebooie. So hy het die wet verander. Hy sal regeer 'n tyd, tye en 'n helfte van 'n tyd. Sê Daniël en Openbaring. Nou, ons ken die dagjaar beginsel.
So volgens hierdie beginsel beteken dit 1260 dae, 1260 jaar. Nou wanneer die pausdom begin, 538, Virgilius word paus en opperheerser. Nou moet jy 1260 jaar hier bytel. En nou moet jy by 'n datum hier uitkom wat sin maak, anders terval alles wat ons tot hiertoe vir mekaar gesê het eintlik aan mekaar. So hierdie datum wat ons hier kry moet nou sin maak. Watter datum is dit? Dis die datum 1798 na Christus. Nou wat het in 1798 gebeur? Die geskiedenis sê vir ons dat Napoleon stuur sy generaal Berthier, en op die 15de Februarie 1798 word die paus gevange geneem. Hy word in ballingskap ingestuur. Die pausdom, die Vatikaan word toegemaak. Die pausdom sterwe. Hy ontvang 'n dodelike wond. En vir meer as 'n eeu het almal gedink Rooms-Katolicisme is eintlik dood en daar het nie weer 'n paus sy gesig by daardie venster uitgesteek nie. Presies soos wat Daniël 7 voorspel het, eindig die klein horingkie se mag in 1798. Is die profesie nie merkwaardig nie? En weet jy, ek het dit ontdek na ek 60 jaar oud geword het. Hoekom? Hoekom is dit nooit op universiteit met ons hanteer nie? Wat het van hierdie boodskap geword wat die hervormers in ons land ingebring het? Daar is skilderye van gemaak, hulle het nie kameras gehad nie, van daardie bepaalde dag, daar's Napoleon, daar sy generaal, wat op daai dag die paus gevange geneem het. Maar nou sê die Bybel in Openbaring 13, en ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en daai dodelike wond is genees. So was daar nou 'n datum wat hierdie dodelike wond nou weer genees het die pausdom weer herrys. Wat sê die geskiedenis? Ja, generaal Mussolini van Italië kom, en hy kom by mekaar, hy en kardinaal Gaspari van Rome, wat die sekretaris was van die Romeinse kerk destyds. En die 11de Februarie 1929 skryf 'n wêreldse koerant, die San Francisco Chronicle, Mussolini en Gaspari sign Historic Roman Pact. En wat gebeur hier? Mussolini kom en hy gee vir Gaspari die sleutels van die Vatikaan terug. Hy herstel die paus in sy volle mag as hoof van die kerk en ook as hoof van die staat van die Vatikaan. En die wêreldse pers skrywe, "The Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy in affixing the autographs to the memorable document, healing the wound." Die wêreld haal Openbaring 13 aan. Die wêreld sien en weet dat hierdie wond het nou genees. Die kerk sien niks. Niks. Tot vandag toe sien die kerk niks. Maar die wêreld weet. Dikwels ken die wêreld die Bybel beter as wat die kerk dit ken. 'n merkwaardige profesie. Nou, moet ek vir u sê, hierdie was vir my verstommende inligting. Hoekom het ek dit nooit geweet nie? Hoekom is dit nooit aan my vertel nie? Hoekom ook nie op universiteit nie? Wat het gebeur? Het Martin Luther en Johannes Calvin, die hervormers, het hulle dit geweet? Het hulle hierdie inligting gehad van Daniël wat ons nou hanteer het in Openbaring? John Knox, Ulrich Zwingli, het hulle dit gehad? Die hervormers. Daar is die standbeeld van hervorming. Die muur van herinnering. Weet u, my liewe vriend en vriendin, ek kon my oë nie glo toe ek die volgende sien nie. Wat is hierdie? Hier is 'n standbeeld teen die mure van die munisipaliteit in Nuremberg, aan hierdie kant en aan die ander kant. Wie sit hierso? Wat die hervormers uitgekap het in klip,
teen daai mure. Hier sit Nebukadneser en die leeu met die vlerke van Babylon. Aan hierdie kant sit Kores of Darius van Medo-Perse en die beer van Daniël 7. Ga jy na die ander kant van die gebou toe, daar, wat sit daar? Hier sit Alexander die Grote, en hier is die luiperd met die 4 koppe. Hier aan die kant, hier sit Julius Caesar, hier is daai dier met die 10 eysterhorings. En trek jy hom 'n bietjie nader, wat sien jy? Wat sien jy? Jy sien hier tussen hierdie horingkies, sien jy 'n gesiggie. 'n man se gesiggie. Met ander woorde, die hervormers het presies geweet wat in Daniël 2 en Daniël 7 staan. En in Openbaring 13. En dis waarom hulle op die eind vervolg is, omdat hulle die pausdom geïdentifiseer het as hierdie anti-christelike mag. Daar het hulle dit gaan uitkap in klip. Nou vraag ek. Die Here het gesê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Daniël het gesê, terwyl ek op hierdie horings ag gee, kom daar 'n ander klein horingkie tussen hulle op. 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en in hierdie horing was oë soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek. Sê my, wanneer het u laas in u kerk 'n boodskap gehad oor Daniël 7 of Openbaring 13? Wat het gebeur? Wat het gebeur met hierdie boodskap wat die hervormers saam met hulle in hierdie land van ons ingebring het? Waar en waarom het dit verdwyn? Wat het van die waarheid geword? Wat het van die boodskap geword? En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. My liewe broer en suster, ek hoop en ek bid dat iets van hierdie wonderbare lig reeds begin skyn in u gemoed en in u hart. Mag die Here u seën, terwyl u ook hierdie profeseë weer 'n slag oordink. Dierbare Here, wat 'n merkwaardige profesie. Nog een, wat ek nooit in my eie lewe gehoor of verstaan het. Dit terwyl die Bybel so glashelder duidelik is dat 'n kind dit kan verstaan. Wat het gebeur, o Here? Wat het gebeur met hierdie boodskap? Waar het ons die pad verlaat? Waar het ons begin afdwaal? Bring ons terug asseblief, Here, op die pad. Bring ons terug na die pad van die waarheid. Heilig ons ook in u waarheid. Dis my gebed in Jesus naam.